toets 2 dae hy. Goeiemôre gemeente. Baie welkom by vanoggend se erediens. Dit is vir ons lekker om elkeen van julle te verwelkom. En vir al die moeders, nê, elke moeder, ek hoop jy het iets gekry by die deur, elke vrou, as jy nie gekry het nie, moet jy gou jou hand opsteek dat ons vir jou kan gee. Is daar iemand wat nie ietsie gekry het by die deur nie? Wilma, ons moet vir jou ietsie gee. En Tannie Johanna het van agteraf ingekom. Alright, as die kinders nou inkom, dan gaan ons vir julle 2 gee, hoor? Ja, ons glo dat moeders is vir ons verskriklik belangrik. Vanoggend toe ek wakker word en my eie moedertjie hier neffens my sien, toe dink ek, Here, wat sal ek doen sonder haar in my huis, nê? En net so van elke moeder, baie dankie vir dit wat julle doen in ons huise en in ons gemeenskap. Ja, ons het julle as vroue nodig. Vriende, ek wil jou nooi om vanoggend net eers vir 'n oomblik rustig te word. Ek is so bewus daarvan dat ons kom kerk toe en ons is gejaagd en ons moet aantrek en die kinders is laat en ons moet bedrywig wees en jy weet ons ry miskien 'n slegte pad of ons is vinnig hier of wat ook al, dat ons net in the moment kom. So ek wil jou uitnooi om vir 'n oomblik net jou oë toe te maak en iets van God se vrede te ervaar terwyl ons ook na die lied luister wat Jaco vir ons gaan speel. En daarna gaan ek jou uitnooi om op te staan. Ons gaan eers 'n gebed doen, maar dan nooi ek jou uit om op te staan en ons geloofsbelijdenis te bely saam met my. Maar kom ons raak vir 'n oomblik net stil en ons bid saam. Hemelse Vader, dis wat ons vanoggend nodig het. Ons het nodig om te hoor dat U vrede is. Ons het nodig om te hoor dat U vrede vir ons gee. Ons het nodig om te hoor, Jesus, dat U diep inspreek in ons gees, daar waar niemand kan sien nie, net U. Daar waar ons self dikwels so onseker is, maar waar U met U groot helder straal van vrede vir ons die rustigheid en die sekerheid en die vrede kom gee. Ons wil soos Thomas vanoggend, Here, amper half uitdagend kom sê dat ons sal net glo as ons sien. En Here, dan sien ons U aan die kruis en ons sien die tekens van U liefde vir ons. En dan wil ons soos Thomas voor U buig en sê, my Here en my God. U gee vir ons die diepste vrede wat ons nodig het. Ons eer U as ons God en ons Here. Amen. Ek wil jou uitnooi om op te staan en saam met my die geloofsbelijdenis te doen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes,
die opstanding van die vlees en in 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing 'n paar lofliedere tot eer van die Here. Hosanna, Hosanna, Hosanna in die hoogste. Hosanna, Hosanna, Hosanna in die hoogste. Ons verheer
Here, U is ons rots en U is ons vesting en ons bly vashou aan die waarheid dat U ons enigste hoop is. Dankie daarvoor, Vader. In tye wat ons stil wees, wil ons U ervaar, omdat U die Heilige is wat hier by ons is. Ons eer U. Amen. Baie dankie Jaco, dit is so lekker om so saam te sing. Jans, voordat die kinders die kerk gaan vandag, moet jy my gou kom help. Bring bietjie daai sleutelhouertjie saam, want hier is 'n tannie Wilma, wat nog nie 'n sleutelhouertjie gekry het nie, is dit by die deur. Gaan haal gou asseblief mamma, ons het 2 tannies wat nog nie gekry het nie, maar kinders, julle is so lank welkom om die kerkgebou te verlaat, sodat Jans vir die tannies kan bring. Ja, ons gaan voort met ons reeks oor die opstanding, en vandag lees ons Johannes 20 vers 19 tot 31 oor Jesus se verskyning aan die disippels daar by die bofortrek. Dankie Jans, hierso tannie Wilma, moet ene kies. Daar is hy, en tannie Johanna daar by oom Japie. Daai tannie met die blou, daar is hy. Dankie Jans. Die cuteness faktor is baie hoog, hopelik bly dit vir altyd so, nee. Johannes 20 is ons teksgedeelte vir oggend. Ons praat nou oor die opstanding van Jesus Christus, en ons het nou al die
Dis eintlik die vierde geleentheid wat ons daaroor praat. So ek hoop nie julle raak al verveeld met my wat hierdie een dingetjie neerie van hoe belangrik die opstanding is nie, maar die opstanding van Jesus is regtig die deurslaggewende gebeurtenis in ons geloof. As dit nie was vir Jesus wat uit die dood uit opgestaan het nie, as dit nie was dat Jesus die dood oorwin het nie, dan het ek en jy eintlik geen hoop gehad nie. En dis die verskil, want in die wêreld is daar hoeveel gelowe wat glo dat Jesus werklik bestaan het, hoeveel mense wat sê dat Jesus 'n historiese persoon was, wat 'n historiese dood gesterf het, dis goed opgeteken, dis 'n geskiedkundige gebeurtenis, maar soveel mense wat die opstanding van Jesus ontken, en daarom eintlik hulle self weerhou van die dieper betekenis en die dieper liefde wat God eintlik vir ons het, die dieper genade dat Jesus ook vir ons 'n opstanding bewerk het. Want dis die betekenis van die opstanding. Romeine 6 vers 5 is dat Jesus juis aangesien ons een geword het met hom in sy dood, het ons ook een geword met hom in sy opstanding. So Jesus se opstanding bewerk ook vir my en vir jou 'n opstanding. En daarom is dit so belangrik dat ons die waarheid van die opstanding net weer eens sal herdenk en sal dink en sal glo, sal weet dat hierdie die waarheid is. Jesus het werklik gesterf, maar hy het werklik opgestaan. Jy sien, daar's baie geskiedkundige bewyse daarvan. En die grootste vind ons in die Bybel. Al 4 die evangelies praat oor die opstanding van Jesus. Al 4 kom gee vir ons die bewyse van die graf wat oop is, die groot klip wat wonderbaarlik weggerol is, die seels wat gebreek het, die doeke wat lê. Ek bedoel die doodsdoeke van Jesus lê daar net soos wat Jesus daar gelê het. As iemand die liggaam sou steel, dan sou hy die liggaam met sy doeke gesteel het, maar die doeke lê daar. Dis 'n bewys dat die graf leeg is. En saam met dit die ooggetuies, die vroue wat die engel hoor, die engel wat vir die vroue sê, julle soek die lewende by die dooies. Hy's nie hier nie, hy het opgestaan uit die dood uit. Die ooggetuies Maria en die ander vrouens wat Jesus gesien het. Maria Magdalena wat 'n gesprek met Jesus gehad het. Dis ongelooflik. So hierdie bewyse is vir ons geweldig belangrik. So kom ons praat net vinnig. Hy's dood die Vrydagmiddag. Vrydagmiddag is Jesus dood aan die kruis, wreed. Hy is begrawe dieselfde middag voor die Sabbat begin het. Die Sabbat het begin daai Vrydagmiddag met sonsondergangs. Het die Sabbat begin en voor die Sabbatdag aangebreek het, is Jesus in die graf van Josef van Arimatea begrawe. Nikodemus, die groot fariseer of die skrifgeleerde wat 'n secret believer was, hy was 'n geheime gelowige, het saam met Josef van Arimatea vir Jesus begrawe. Die vroue het dit gesien. Dis 'n baie belangrike stuk detail. Die vroue was getuies van sy dood. Hulle het gesien, hulle was daar toe Jesus gesterf het. Hulle was daar toe Jesus begrawe is. Die Saterdag was alles behalwe stil. Ons praat in die tradisie van Paas Saterdag as die stil Saterdag, maar dit was alles behalwe stil. Want die Joodse leiers wat nou vir Jesus ter dood veroordeel het en hom weer tereggestel het, hulle onthou, dis Matteus 28 vers 11. Hulle onthou dat hierdie bedrieër gesê het dat op die 3de dag gaan hy opstaan uit die dood uit. En omdat hulle dit geglo het, of hulle dit gesê het, gaan hulle na die Romeinse leiers toe en sê, maar hierdie ding hulle het dit gesê, so bewaak asseblief vir ons die graf, sodat die disippels nie kan kom en die graf of die liggaam kan steel, die graf kan oopmaak, die liggaam kan steel, en dan sê dat Jesus opgestaan het uit die dood uit nie. So dis alles behalwe stil. Hulle gaan dan, sit 2 wagte by die graf, maak die graf toe met 7 Romeinse seels. Dan die Sondagoggend vroeg gebeur die aardbewing, die engele kom af van die hemel af, die engele kom maak die graf oop, hulle skuif die klip weg, nie sodat Jesus kon uitkom nie, want ons gaan later sien, ons sien dit in die verhaal, dat Jesus bonatuurlik en onverklaarbaar beweeg, hy beweeg deur toe deure, hy kan deur die toe graf beweeg, maar die graf gaan oop sodat die vroue en per implikasie ons kan ingaan, sodat die ooggetuies kan sien dat die graf leeg is, dat hier lê die grafdoeke, die doodsdoeke. En dan kom die vroue. Die vroue stap die Sondagoggend, dis nou na die Sabbatdag, dis nou
die nuwe dag, hulle kan nou werk, hulle kan nou iets doen, en hulle kom en hulle wil klaar begrafnis hou. Hulle het nog nie begrafnis klaar gehou nie. En hulle wil kom om Jesus te kom balsam. So die groepie vroue stap, Maria Magdalena is bietjie jonger, sy is bietjie meer passievol, sy hardloop amper vooruit. En die vroue praat, hoe gaan ons nou die klip wegkry voor die graf? En as Maria dan vooruit hardloop en sy kom daar, dan sien sy die graf is oop, sy skrik haar boeglam, iemand het Jesus gesteel, sy hardloop terug na die disippels toe. Die res van die vroue kom en vir 'n oomblik dink hulle seker, ons weet nie, maar hulle dink seker, maar hoe het Maria dit reg gekry om die graf oop te maak? En hulle gaan in. En as hulle in die leë graf ingaan, dan sien hulle die engel en hulle hoor die aankondiging van die engel dat Jesus opgestaan het, dat hy nie hier is nie. Gaan vertel dit vir die res, sê die engel. Hulle hardloop dan terug na die disippels toe wat vasgesit sit, vreesvervange in die bovertrek. En ons neem aan, hulle het verskillende roetes gehardloop, want niemand sien hulle as hulle nou weer teruggaan nie. En Maria Magdalena kom dan met Petrus en met Johannes, en hulle almal hardloop weer terug na die graf toe. Petrus is eerste in die graf, alhoewel Johannes buite staan, hy wonder wat moet hy doen, en as hulle inkom, sien hulle die grafdoeke, die bewys dat Jesus opgestaan het. En dan hardloop hulle terug. Kan ek net sê, dat as jy nou saam met ons toer Israel toe, dan sal jy ervaar dat daardie leë graf, die tuin, pragtige tuin, en die graf wat oop is, dit is een van die hoogtepunte van so 'n toer. Wonderlike ervaring om daar by daai oop graf, in die oop graf te gaan sit, en hierdie verhaal net weer eens te lees. Een van die mooiste nagmaalsgebeure het ons ook in daai tuin. Maar in elk geval, Petrus en Johannes hardloop terug, en Maria Magdalena staan en huil. Dan kry sy die guts om in te gaan en te gaan kyk. En dan vra die engel vir haar, Maria, maar hoekom huil jy? Want jy het my Jesus weggevat, en sy draai om, en dan sien sy wat sy dink 'n tuinier is, en Jesus vra vir haar, Maria, hoekom huil jy? En Maria antwoord, hulle het my Jesus gesteel. En dan noem Jesus haar naam. Hoor hierdie mooi intimiteit tussen skepping, tussen Skepper God en skepsel. Hy noem haar naam. En in die manier wat hy haar naam noem, herken sy hom as Jesus, die opgestane Jesus. En dan aanbid sy hom. Griekse woord is hy val voor sy voete neer. To the face, to the feet of the risen Jesus. Is mooi. Vriende, dis waar ons moet wees. Nie face to face nie, maar face to feet in aanbidding. Sy ervaar dan die opgestane Jesus. Hy gee vir haar hierdie groot stuk genade om die eerste persoon te wees aan wie die opgestane Jesus homself openbaar. Dan hardloop sy ook na die disippels toe. En die woord sê vir ons, die disippels dink die opstanding is onsin. Hulle gebruik die woord onsin. Die Griekse woord wat Johannes of Lukas, ek kan nie onthou wat die een gebruik nie, maar is die woord lairos. En die woordjie lairos word net een keer in die Nuwe Testament gebruik, hier by die opstanding van Jesus, om te sê dit is onsin. Die disippels glo dit nie. En die woordjie lairos beteken letterlik nonsens. Dit beteken ou vrou stories. Dit beteken iets wat absoluut glad nie die waarheid kan wees nie. Nou ek het groot geword in 'n huis met 5 susters. My vrou is een van 5 susters. Ek het net 'n klomp dogters in my huis. Ek ken van lairos, nee, van ou vrou stories. Jy kan dit nie glo nie. Hulle dink hulle kan dit nie glo nie. Hulle dink dis onsin, dis totaal en al bog dat Jesus opgestaan het. Jy sien, hulle glo nie, net die Emmausgangers wat nou later daai Sondagmiddag, die Emmausgangers stap en hulle sê, maar dit kan nie wees nie. Weet, hulle hele teologie is 'n teologie van die Messias wat 'n superhero is. Die Messias wat moet kom red. Dit kan nie wees dat die Messias nou dood is nie. Dit kan nie wees dat hierdie Jesus dan nou dood is nie. Dis onsin. En hierdie 2 Emmausgangers stap terug Emmaus toe van Jerusalem af. Hulle het nou vir 'n kwessie van tyd, ons weet nie hoe lank nie, waarskynlik 'n paar maande of miskien 2 jaar saam met Jesus geloop. Hy's die rabbi, hulle het nou by hom klas gehad, hulle het hierdie idee gehad van hoe die Messias gaan wees, hulle het gedink hy is dit, en nou iewers skielik is hy dood. Hulle sê, dit is nou al 3 dae dat hy dood is. Hulle kan nie dink dat die Messias moes sterf nie, let alone dat die Messias moet opstaan uit die dood. Hulle teologie maak nie
maak nie plek, maak nie spasie vir die opstanding van Jesus bonatuurlik en onverklaarbaar uit die dood uit nie. Nou stap hulle maar terug en iewes skielik stap hier 'n vreemdeling saam met hulle. Dis nie vreemd nie, in daai tye het die ouens maar so gestap, hulle het in groepe saamgestap, want dit is veiliger teen al die rowers. En hierdie twee, Kleopas en sy vriend stap en hulle vra vir hierdie man wat iewes skielik saam met hulle stap, maar is hy die enigste vreemdeling in Jerusalem wat nie weet van wat gebeur het hierdie naweek nie. En dan begin Jesus vir hulle teologie aanspreek. Hy begin met hulle praat oor die teksgedeeltes in die Ou Testament, die hele Ou Testament wat wys, al 39 boeke wat wys na Jesus toe, wat wys na Jesus moes sterf, wat wys dat Jesus die enigste een is wat die offer vir sonde kan bring. En dan word hulle harte warm, dit staan daar, hulle harte het begin brand, letterlik in die Grieks, daar was 'n vuur wat gebrand het in hulle harte, toe hulle die skrif begin verstaan het. En dan wanneer hulle die brood breek, dan maak Jesus hulle oë oop en sien hulle dat dit hy is, die opgestane Jesus. So ons het Maria Magdalena, aan wie Jesus persoonlik verskyn, die eerste ooggetuie van die opstanding. Ons het die Emmausgangers, die tweede ooggetuies van dit wat hier gebeur het. Iewes skielik is die Jesus wat ons gevolg het, hier by ons oë is oop, ons sien hom, en iewes skielik is hy weg. Hulle hardloop terug Jerusalem toe, en kom by die disippels, en die disippels sê, ja, dis die waarheid, want hy het aan Maria verskyn, hy het aan Petrus verskyn. Ons hoor net dat hy aan Petrus verskyn het, ons lees dit nie in die Bybel nie. Volgende week gaan ons hoor, of gaan ons lees hoe Jesus aan Petrus self verskyn, maar hier is hulle tussen mekaar, en ewe skielik, dis Johannes 20, staan Jesus tussen hulle, alhoewel die deur dig gesluit was. Lees saam met my, Johannes 20 vers 19. Daardie Sondag aand was die disippels by mekaar. En alhoewel die deure gesluit was, omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle daar gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Ek kan myself net onderbreek. Hulle is bang. Nou ons kan dink hoe bang hulle is, weet, dit was 'n godsdienstige ding wat nou amper nou 'n politiese ding geword het, want hulle is nou bang dat dieselfde oordeel wat Jesus gehad het, dieselfde marteling en dood wat Jesus nou gesterf het, gaan hulle nou sterf, want hulle is nou waarskynlik die culprits, hulle is die scapegoat vir die opstanding, hulle is die een wat nou die liggaam van Jesus kom steel het, né? So hulle is bang, hulle is vreesbevange, en hulle sluit die deure toe. Nou in die Grieks staan daar letterlik dat die deure dig gesluit was, met die implikasie, dit was toe, niemand kon van buite af inkom nie. In vandag se dae sou ons hierdie kerkdeure met 'n balk toemaak, dat niemand van buite af kan inkom nie. Dis die implikasie, hulle is so vreesbevange, dat hulle self toesluit. En iewes skielik staan Jesus daar tussen hulle, en hy sê vir hulle, shalom. Hy groet hulle, die gewone groet, vrede vir julle, shalom. Vers 20, nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Myself weer onderbreek. Wat 'n understatement is dit. Hulle was baie bly. As dit ek was, sou ek oorstelp gewees het. Hier iewes skielik sien hulle, dis Jesus. Hulle sien die tekens op sy hande. Hulle sien die tekens in sy sy. Hulle weet, dit is Jesus. Hulle sien die opgestane, verheerlikte Jesus. En dan staan net, hulle was baie bly. Hulle was waarskynlik van blydskap verheug. Hulle het waarskynlik in trane uitgebars. Hulle was waarskynlik so opgewonde dat hulle soos Maria en die ander voor sy voete gekniel het en hom aanbid het. Hulle was waarskynlik vreeslik bly om Jesus te kan sien. By the way, in Openbaring 5, as die hemelse toneel met die troon in die middel en al die 24 ouderlinge, die kerk, Ou Testament, Nuwe Testament, en al die duisende engele wat Jesus aanbid, dan vra hulle, waar is die iemand, waar is die lam wat waardig is om die boekrol oop te maak, om die geskiedenis uit te speel, om die oordeel te bring. En dan huil Johannes, want hy sien niemand, maar dan iewes skielik is die leeu van Juda daar tussen hulle, wat manifesteer as 'n lam, en dan staan daar baie pertinent in Openbaring 5 vers 6, die lam wat geslag was. Die lam wat die tekens dra van die slagting. So in die hemel het Jesus die tekens van die kruis aan sy verheerlikte liggaam. Die disippels sien dit daar in daai oomblik.
in die hemel sien Johannes dit in die visioen. Eendag gaan ek en jy dit ook in die hemel sien as Jesus ons verwelkom in die hiernamaals. Die tekens van die lam wat geslag was. Hoe mooi is dit? Hulle glo, hulle is oorstelp van vrede. Vers 21 van blydskap. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. En hierdie tipe vrede is amper half 'n vrede wat sê, bedaar nou, word nou rustig, ek wil nou iets vir julle sê. Dit is 'n tweede vrede, 'n tweede shalom, wat eintlik vir hulle net laat sê, maar okay, sit nou, hoor nou, want ek het vir julle 'n boodskap, ek het 'n woord vir julle. Hoe mooi is dit? Gewoonlik luister ons na iemand se laaste woord. Ons onthou wat oupa se laaste woord was voor hy gesterf het, of wat 'n ouma op haar sterfbed gesê het, gaan ek nooit vergeet nie. Maar hier het ons die eerste en die enigste opgetekende woord van iemand wat uit die dood lewend geword het. Dis 'n woord wat ons kan hoor, dis 'n woord waarna ons moet luister. Hy sê vir hulle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. Thomas, wat ook Didymus genoem is, een van die 12, was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie. Die ander disipels sê toe vir hom, ons het die Here gesien, maar hy sê vir hulle, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien, en my vinger in die merke van die spykers steek, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. 8 dae later was Jesus se disippels weer by mekaar, en Thomas sê vir hulle, en Thomas was by hulle. Weereens, hoewel die deure gesluit was, het Jesus bonatuurlik en onverklaarbaar gekom, en tussen hulle gaan staan en gesê, Shalom, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande. En bring jou hand en steek hom in my sy. En moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. En Thomas sê vir hom, my Here en my God. Toe sê Jesus vir hom, glo jy nou omdat jy my gesien het? Gelukkig is die wat nie gesien het nie, en tog glo. Jesus het nog baie wondertekens, wat nie in hierdie boek geskrywe is nie, vir sy disippels gedoen. Maar hierdie wondertekens is beskrywe, sodat julle kan glo, dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat julle deur te glo, in sy naam die lewe kan hê. Dis hoekom ons die ooggetuies van die opstanding moet sien, sodat ons kan glo, sodat ons in sy naam die lewe kan hê. Want sien, dis wat God wil doen, hy wil vir ons lewe gee, hy wil vir ons 'n ewige lewe gee. Dis hoekom hy gekom het, en dit is waarom ons hierdie moet lees. Ok, Jesus sê dan nou 3 dinge vir hierdie groepie, vreesagtige disippels wat uiteindelik of ewe skielik tot geloof gekom het, tot insig gekom het dat dit werklik Jesus is, oorstelp van vreugde. Jesus het nie by 'n venster ingeklim nie, hy het nie ewe skielik saam met die Emmausgangers weer deur die deur gekom en toe in 'n donker hoek gesit tot 'n spesifieke oomblik nie. Hy het bonatuurlik onverklaarbaar in hulle midde ingekom, post-opstanding, en vir hulle gesê, vrede vir julle. En dan sê hy 3 goed. En hierdie 3 goed is vir hulle belangrik, maar hoor baie mooi, dis ook vir ons in 2023 ongelooflik belangrik om te weet wat Jesus van ons verwag. Hierdie 3 goed wat hy vir ons sê, is punt nommer 1, vers 21, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. So kom ons dink bietjie oor wat dit beteken om gestuur te wees. Hoekom stuur God vir Jesus? Stuur God, die skepper van hierdie hemel en aarde, vir Jesus na die wêreld toe om filantropiese dinge te doen? Stuur God vir Jesus om die ekologie te kom beheer en global warming stop te sit? Stuur God vir Jesus om een of ander sosiale geregtigheid of ekonomiese herstel of 'n moraliteit by mense te kom plant? Nee, hy doen nie. Hy doen dit glad nie. Hy stuur Jesus, Lukas 19 vers 10, om te soek
en te red wie verlore gaan. Jesus kom alleenlik vir die redding van siele wat verlore gaan. Dit is sy mandaat. Sy mandaat is om mense wat op pad is na 'n ewige duisternis, uit die duisternis uit te ruk en in die wonderbare lig in te plaas. Die mandaat van Jesus is om mense wat leef van 'n ou wêreldse lewe te transformeer sodat hulle 'n nuwe lewe in Jesus kan hê. Dis die mandaat van Jesus. So Jesus het vir een rede gekom en dit is om siele te kom red. Natuurlik was daar 'n klomp byvoordele van sy koms. Natuurlik het hy 'n sekere moraliteit op die tafel neergesit. Natuurlik het hy mense se ganse lewe kom verander. Natuurlik het hy mense se menswaardigheid aangespreek en dit nuut laat demonstreer. Natuurlik het hy vir mense gesê dat een is nie meer belangriker as 'n ander nie. Hier is almal gelyk. Hier is dit nie, dis Kolossense 3 wat ons laasweek gelees het, maak nie saak of iemand slaaf of vry, Jood of Griek, man of vrou is nie, hier is almal een in Christus. Dit was die byvoordeel, of dis die ander kant van Jesus se koms, maar sy heel eerste mandaat was om te soek en te red wie verlore is. Die Vader stuur die Seun om te red, om 'n plaasvervangende offer te bring, om 'n opofferende dood te sterf, om 'n noodsaaklike, bonatuurlike opstanding te bewerk, sodat mense verlossing en redding in die naam van Jesus kan kry. Dis wat hierdie teks vir ons sê, sodat jy in hom die lewe kan hê. Hoor mooi, Robertson Moedergemeente. Hoor mooi, kerk van Suid-Afrika. Dis nodig vir ons om te weet dat soos God vir Jesus gestuur het om mense se siele te red, so stuur hy vir my en vir jou in die duisternis van hierdie wêreld in om verlorenes te bring na die wonderbare lig. Ek is nie die redding nie, jy is nie die redding nie, die kerk is nie die redding nie, ons is die boodskappers van die genade van God. Ons is die ouens wat intree in die duisternis van sonde en genade van God kom proklameer. Ons is die ouens wat instap en vreugdevolle voetstappe het oor die bergtoppe wat kom na die verlorenes toe, sodat mense in die naam van Jesus Christus 'n stuk verlossing kan kry. Ons mandaat, die kerk van Christus se mandaat, is net soos Christus se mandaat om te soek en te red wie verlore is. Die oomblik as ons divergeer, die oomblik as ons afwyk van dit en meer by die sosialisme, of meer by die ekonomie, of meer by die gemeenskap, of meer by die wat ook al uitkom, sonder om redding in te spreek, is ons besig om nie te doen wat God wil hê ons moet doen nie. Dit gaan oor die verlore siele van hierdie wêreld wat die hoop in Jesus Christus moet kry. Ek en jy is gestuur. Ek en jy is gestuur om te soek en te red wie verlore is. Dit was die oorspronklike taak wat God vir Jesus gegee het. Hy bid dit selfs in Johannes 17 vers 18. Soos U my na die wêreld toe gestuur het, het ek hulle ook na die wêreld toe gestuur. Met ander woorde, alles wat ons doen in hierdie gemeente, in hierdie kerk, of ons 'n boeredag en 'n sakedag reël, of ons inspreek in leiers van ons gemeenskap se lewe, of ons kinders doop, of ons met huwelike werk, of ons ou mense gaan besoek, of ons jeugaktiwiteite reël, wat ons ook al doen, doen ons om Jesus sigbaar te maak, sodat iemand wat leef in die wêreld Jesus se verlossing kan vind. Sodat iemand wat nog dood is in sy sonde, die vryspraak in Jesus se genade kan ervaar. Dis wat ons doen, dis ons mandaat, dis ons fokus. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Ek het in 2 Februarie 2020, die dag van my bevestiging, ook vir die gemeente gesê, dat moenie vir 'n oomblik dink dis net Dominee Janlo wat gestuur is nie. Ek en my gesin is gestuur van 'n ander plek af hiernatoe. Maar net soveel soos wat ons gestuur is jy gestuur. Jy is dalk 'n boer of 'n sakeman of 'n onderwyser of 'n huisvrou.
maar jy's 'n gestuurde boer en 'n gestuurde sakeman en 'n gestuurde onderwyser en 'n gestuurde huisvrou om te soek en te red wie verlore gaan. Mag dit nooit so wees dat ons iewers in ons gemeente hierdie mandaat verloor nie. Mag ons altyd bewus wees dat God vir ons sê, dit gaan oor hulle wat nog nie hier is nie, sodat hulle ook Jesus se verlossing kan ervaar. Die woordjie vir gestuur beteken om te launch. Dit beteken nie kom en kom en kom nie. Dit beteken gaan en gaan en gaan. Dit beteken maak jou hande vuil in die wêreld. Dit beteken gaan met die genade van Jesus Christus, gaan met dit wat Jesus het. Gaan met die volle pakket van Jesus se vryspraak na mense toe. Hierdie week by die synode het ek en oom Nico 'n sessie bygewoon wat Koenie Burger oor sy nuwe boek Om Jesus te sien. Hy en Marius Nel het 'n uitstekende boek geskryf, Om Jesus te sien is die boek se naam. Ek het hom op my rak, as jy hom wil leen, dan gaan jy eers 'n rukkie moet wag, want ek wil hom eers lees. Maar hy sê terwyl hy oor die boek praat, sê hy, die ding is, in die wêreld kan mense, hulle kan enigiets kry wat hulle nodig het, in die wêreld. Ons kan enigiets kry wat ons nodig het. Maar die wêreld kan net Jesus kry by die kerk. Die wêreld gaan nie Jesus vind in Hollywood nie. Die wêreld gaan Jesus vind as ek en jy in Hollywood Jesus sigbaar maak. Julle besef, ons het Jesus. Ons het die opstanding van Jesus. Ons het die waarheid van Jesus. Ons sien die merke in sy hande. Ons steek soos Thomas, ons hande in sy sy. Ons het die evangelie en die waarheid van die evangelie in ons eie lewe ervaar. Die genade van God wat ons vrygekoop het, wat ons transformeer het, wat vir ons 'n nuwe lewe kom gee het, wat ons weggevat het uit die duisternis van die wêreld en vir ons 'n nuwe energie en 'n nuwe lewe en 'n nuwe aanbidding gegee het in Jesus Christus. So okay, kom ons sit nou maar lekker in die kerk en ons kom en ons kom en ons kom en ons bly en ons bly en ons bly, terwyl die wêreld doodgaan sonder Jesus. Net in ons kan hulle Jesus vind. So kom ons gaan, gemeente. Kom ons wees aktief ligdraers van Jesus. Kom ons doen wat Jesus ons voorgestuur het, toe hy hier in ons midde ingekom het, en sy mag en sy krag aan ons kom openbaar het. Wees die gestuurde wat God van jou droom. Wees die gestuurde. Die tweede woord wat hy sê is, hy blaas oor die gemeente. Hy blaas oor die paar mense en hy sê, ontvang die Heilige Gees. Asof hy wil sê, jy gaan nie gestuurde wees op jou eie nie. Jy kan probeer om op jou eie en jou eie krag en jou eie woorde iets te sê vir die wêreld, maar jy gaan dit waaragtig nie regkry nie. Jy het die Gees van God nodig. En hoe mooi is dit? Blaas is 'n skepingskreatiewe daad. God self het lewensasem in Adam ingeblaas in Genesis, in die skepingsverhaal. En die skepper van die hemel kom deur Jesus en hy kom blaas sy gees oor ons uit. Om te sê, in die gees van God, in die krag van God se gees, met die leiding van God se gees, sal jy gaan gestuurde wees. Die gees is natuurlik nie dadelik uitgestort nie. Ons weet dat die vervulling van die gees eers met die Pinkster gekom het. 8 dae later het Jesus weer by die disippels gekom en hulle was weer vreesbevange. En Thomas het nog steeds nie geglo wat die disippels vir hom vertel het nie. Die gees is nog nie uitgestort nie. Eers in Handelinge 1 vers 8 het die gees gekom en het daar 'n wonderlike ding gebeur met hierdie mense. As jy mooi daaroor dink, hierdie was eenvoudige vissermanne. Hulle kon lees en skryf, maar hulle het nie geleerdheid gehad nie. Hulle het nie aansien gehad wat die skrifgeleerdes en die gesaghebbendes van Israel gehad het nie. Maar deur die krag van God se Gees het hulle 'n beweging begin sonder internet, sonder tegnologie, sonder moderne hulpmiddels wat tot vandag toe bly groei. Dis die werk van die Gees. Wanneer God se Gees werk, kan die wêreld dit nie keer nie.
Ek moet 'n amen kry op dit. So kom ek sê dit weer. Wanneer God se gees werk, kan die wêreld dit nie keer nie. En dis wat God wil hê van die kerk. God wil hê die kerk moet so gemobiliseer wees, so in die opstanding getransformeer wees, dat die gees van God met ons kan doen wat God se gees met ons wil doen. Wat God se gees deur ons in hierdie wêreld wil doen. Verbeel jou, hoe sal die gemeenskap van Robertson lyk as God se kerk, as ek en jy die gestuurdheid van dit wat hy van ons gee, 100% gaan uitleef. Ons sal totale ander gemeenskap wees. Mense sal lief wees vir mekaar. Mense sal inkom, hierdie leë banke sal gevul word met elke mens. Maak nie saak of hy 'n kleerling en of hy 'n swart man en of hy 'n wit mens is nie. Hy sal hier die genade van God ervaar. Hy sal hier die kennis van God kry. Hy sal hier die liefde en die genade van Jesus Christus ervaar. Ons gemeenskap lyk aaklig. Dit kan soveel anders lyk. Daar kan soveel meer liefde wees as wat daar nou is. Daar kan soveel meer versoening wees as wat daar nou is. Daar kan soveel meer van God se dinamika deur sy gees deur ons wees as wat daar nou is. So kom ons maak onsself oop. Kom ons laat toe dat God se gees ons mobiliseer om te wees wat hy wil wees. Ons weet ons is gestuur. Ons weet ons kry dit op ons eie reg nie. Maar wat moet ons dan sê? Dis die derde woord. Jesus kom sê, as julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe, en as julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. Nou luister net baie mooi. Hierdie teks kan baie maklik, soos die Rooms-Katolieke Kerk, geïnterpreteer word as meganies, asof ek die gesag het om mense se sondes te vergewe. En wanneer ek besluit hierdie persoon se sonde gaan nie vergewe word en dan gaan God dit ook nie vergewe nie. Dis nie wat Jesus hier bedoel nie. Jesus bedoel hier dat gaan en gaan preek, gaan bring die vergifnis na mense toe. En as hulle daarop reageer, dan kan jy met vrymoedigheid sê, deur die geloof in Jesus Christus is jou sondes vergewe. Maar as hulle dit weier, dan kan jy ook sê, jou sondes is nie vergewe nie. Jy moet nog bekeer. Jy moet nog breek met jou sonde. God moet nog in jou hart werk oor hierdie betrokke sonde. Want jy sien, in ons wêreld is sonde eintlik so relatief. Wat vir my sonde is nie waarskynlik vir jou sonde nie. So, wat nou? Terwyl die Bybel eintlik praat oor wat sonde is. Terwyl ons eintlik volgens die Bybelse beginsels moet praat en moet leef oor wat sonde is en die guts hê om in mekaar se lewens in te spreek. Ek het nou die dag vir my kerkraad en vir die bestuursraad gesê, praat asseblief met my. As julle 'n skeempie van hoogmoed in my lewe sien, spreek dit aan. Kom na my toe en sê dit vir my. Ek wil nie in sonde leef nie. Ek en Susan het 'n verstandhouding met 'n klomp kappels. As hulle iets in ons lewens sien, in ons huwelik sien, wat nie vir God verheerlik nie, moet hulle dit vir ons sê, want ons wil nie in sonde lewe nie. Julle hoor, ons het die mandaat, ons is gestuur, ons het die gees van God om te kan praat. Kom ons praat. Markus 16 is Markus se weergawe van hierdie woord wat Jesus sê. Vers 15, hy het vir hulle gesê, gaan uit die hele wêreld in, verkondig die evangelie aan die hele mensdom. Vers 16, wie tot geloof gekom het en gedoop is, sal gered word. Wie nie glo nie, sal veroordeel word. Met ander woorde, wat Jesus eintlik in hierdie derde woord kom sê, is dat hy die twee alternatiewe het. Of jy glo die evangelie, jy reageer daarop, jy laat toe dat God jou skoon was, en jy word gered. Of jy is weerstandig teenoor dit, en jy leef in jou sonde voort, en jy word veroordeel. Nie deur my nie, nie deur ons nie, deur God. Want God haat sonde. Dis die twee alternatiewe. Petrus en Paulus is vir 'n voorbeeld hierin. In Handelinge 10 het Petrus gepreek die eerste keer aan nie-Jode, aan heidene. Hy sê in vers 42, hy het ons die opdrag gegee om aan die volk te verkondig en te bevestig dat dit hy is wat deur God aangestel is as regter oor lewendes en dooies. Hy praat van Jesus. Van hom getuig al die profete, die hele Ou Testament, dat elkeen wat in hom glo, vergewing van sondes deur sy naam ontvang. So dis nie ons die kerk wat mense se sonde vergewe nie, dis Jesus wat sonde vergewe. Ons kom net en ons praat
En ons gee die evangelie, en ons bring die genade, en ons bring die liefde daar saam. Paulus praat in Handelinge 13, vers 38, daarom broers, moet julle goed weet, dat wat aan julle verkondig word, die vergewing van sondes deur hom is, deur Jesus, en dat elkeen wat glo deur hom, deur Jesus vrygespreek word van alle sonde. Die wet van Moses kon hulle nie vryspreek nie. Met ander woorde, vriende, ek en jy kan met groot vrymoedigheid vir mense sê, dat jou sondes is vergewe, dat Jesus die bron is van vergifnis. Thomas het nodig gehad om Jesus te sien. Thomas het nodig gehad om in 'n plek te kom waar die opstanding van Jesus vir hom so reël was, dat hy sy vinger in daai wond kon steek en sy hand in daai sy. Ek weet nie waar jy is nie. Ek weet nie of jy, soos die disippels, dink dat die evangelie boodskap onsin is nie. Ek weet nie of jy miskien nog in 'n plek is waar jy jou sondes so regverdig, dat jy nie kan dink dat jy moet verander nie. Miskien het jy nodig om te hoor vandag dat God ook vir jou sê, jy is my gestuurde. Ek het 'n plan met jou lewe. Jy is nie toevallig hier, in hierdie werk, of in hierdie huis, of in hierdie werkplek, of in hierdie verhouding nie. Ek het 'n plan. Miskien het jy nodig om te hoor dat jy nie uit jou eie uit kan praat nie. Dat jy die Gees van God weer dringend nodig het. Miskien het jy nodig om jou boodskap aan te pas. Miskien moet jy 'n ander boodskap vir mense verkondig, een van waarheid. Een van krag. Een van woord. Ek wil hê ons moet vir 'n oomblik bid, en dan moet die Heilige Gees vir jou sê waar jy is. Assosieer jy met die disippels? Assosieer jy met Thomas? Het jy 'n vars inspuiting van sy Gees nodig? Het jy 'n nuwe boodskap nodig? Jesus, ons wil vanoggend by u voete kom kniel. En soos Thomas bely, u is ons Here en u is ons God. Ons erken dat u werklik opgestaan het. Ons glo dit. Ons glo, Here Jesus Christus, dat u bonatuurlik en onverklaarbaar ook nou in ons harte wil inspreek. Dat u ons wil stuur. Geef vir ons 'n passie
vir mense wat verlore gaan. Geef ons 'n vuur, Here. Geef ons 'n bekommernis oor mense se ewige saligheid. Na wie toe stuur Here jou vandag? Ek vertrou die Gees om vir jou nou 'n gesig of 'n naam te gee. Dankie Jesus. Ek kom bid Vader dat U vir ons planne sal gee. Dat U vir ons 'n strategie sal gee. Dat U ons sal kom bemagtig met U Gees. Heilige Gees, ek kom vra dat U ons sal kom transformeer. Dat U 'n nuwe salwing vir ons sal kom gee, sodat ons kan doen wat U wil hê ons moet doen. Ek kom bid, Hemelse Vader, dat hierdie Pinkstertyd vir ons 'n nuwe idee sal gee van wat kerk wees beteken. En dat U Gees ons op 'n nuwe manier sal kom mobiliseer en sal kom saambind en sal kom vat na daai persone toe wat U wil hê ons moet wees, sodat ons U woord en U evangelie kan praat. Ek kom bid, Vader God, dat die boodskap wat oor ons lippe kom, 'n boodskap sal wees van Jesus, alles in elkeen. 'n boodskap sal wees van sien Jesus raak. 'n boodskap sal wees van God wat deur Jesus Christus ons intrek in verhouding. Ons ver die wêreld wil trek om naby te kom aan hom alleen. Dankie daarvoor, Vader. Ons is gestuur, ons weet dit. Kom vervul ons met U Gees. Kom gee vir ons U boodskap. Ons wil U vrede na buite toe leef. In naam van Jesus bid ons dit. Amen. Ons kry geleentheid om die Here te dien met ons offergawes. En dan het ek net 2 vinnige afkondigings. So hierdie week is Hemelvaart. Dit gebeur donderdagmiddag 1:00 hier by ons in die kerkgebou. Dit is nou maar die tradisie wat ons het in die gemeenskap, dat Hemelvaart kom almal saam hier in die middel van die dorp. Maklik en naby om uit die dorp uit te kom. Al die gemeentes is saam, baie opgewonde oor dit. En julle word werklik uitgenooi om saam met ons die Here te kom aanbid donderdagmiddag 1:00 met ons Hemelvaartdiens. Bring sommer julle kollegas saam of julle werkers saam. Dit sal vir ons regtig 'n voorreg wees. Dan Pinkster gebeur die week daarna, vanaf die 21ste tot die 25ste Mei. So die Sondag aand begin ons by die Oosgemeente. Die aandgeleenthede is by die Oosgemeente en die oggendgeleenthede is hier by ons in die kerkgebou. Dit gaan 'n meditatiewe Pinkster wees, 'n Pinkster wat ons gaan stil word en gelei word deur skrifte en deur gebede. So ek is baie opgewonde, ek glo die Gees gaan op 'n nuwe manier met ons werk, so elkeen van julle word uitgenooi om saam met ons Pinkster te kom bywoon. Dit is die 21ste tot die 25ste Mei, die oggende 9:30 en die aande 6:30 by Oosgemeente. En dis ons en Oosgemeente saam. Nou maar toe, kom ons staan, dan sing ons laaste slotlied.
Mag die genade van God die Vader en die liefde van sy Seun Jesus Christus, maar ook die vrede van sy Heilige Gees saam met jou wees. Jy is gestuur. Jy het die Gees. Jy het die boodskap. Gaan in vrede, want God se vrede is met jou. Amen.